Goeiemôre. Jy luister na die 82ste oordenking in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is beslissende momente. As jy vanoggend terugkyk op die reeks sover, spesifiek met betrekking tot kerngewoontes, hoe belangrik ag jy gewoontes in die lewe en in jou lewe spesifiek? Op 'n skaal van 1 tot 10, hoe belangrik ag jy gewoontes? Ons werp al ons energie in die handelinge in wat ons van die hoogste waarde ag. Navorsers beweer dat ongeveer 50% van ons daaglikse handelinge aan die hand van gewoontes gebeur. Dit het outomatiese handelinge geword. Maar die invloed is waarskynlik baie meer. Veel meer. Want 'n gewoonte kan in 'n paar sekondes of 'n paar minute gebeur, maar dit bepaal weer die minute, ure, dae en selfs jare van jou lewe daarna. Kom ons neem 'n eenvoudige gewoonte, soos om in die oggend om jou voertuig te stap en te kyk of al 4 bande reg is. Dit neem jou 15 sekondes. Maar dit spaar jou 'n halfuur langs die pad en 'n lewensgevaarlike situasie waar jy die band moet omruil. Of nog meer. Dit bewaar jou van 'n ongeluk, in die geval waar 'n band dalk skade gekry het en jy in die aankomende verkeer beland. 15 sekondes, wat die res van jou lewe kan bepaal. Dat jy 'n deeglike lysie opstel voordat jy winkels toe ry, neem 5 minute. Maar dit spaar jou 'n uur, 'n rit en 'n verleentheid omdat jy nie weer terug hoef te ry vir iets wat jy vergeet het nie. Dat jy maandae gebruik om te onderskei tussen die belangrikste take van die res van jou week en die minder belangrike sake, is die verskil tussen sukses en mislukking. James Clear verwys na gewoontes as beslissende momente. Dis soos die aansluitingspad na 'n hoofweg. Dis die beslissende oomblik waar jy besluit, gekookte maaltyd of wegneem ete. Nie alleen het dit 'n invloed nou op jou gesondheid vir hierdie dag nie. Dit het 'n effek op jou algehele gesondheid. 'n Patroon wat gevorm word. Besluit wat jy nou neem, wat selfs op jou ou dag verrykende gevolge kan hê. Dit is die momente waar jy nou besluit, as jy in die hoërskool is of as student, Netflix of die eksamen wat wag. Die moment waar jy dink, laat ek my tekkies aantrek of terugval in die bed. Maar nou moet ons mooi oplet. Daardie beslissende moment het nie alleen 'n enkele gevolg nie, maar 'n kettingreaksie. Die feit dat ek nou kies om te studeer vir my eksamen en nie Netflix te kyk nie, bepaal die punte wat ek nodig het om universiteitsvrystelling te kry. Bepaal die verloop van die res van my professionele lewe. Maar daardie guts waarmee ek daai besluit neem, vloei in 'n hele kettingreaksie uit, ook in my oefenprogram. Ook in die beslissende momente waar ek moet kies tussen kuier en veilig wees op die pad. Dit is so, ons kry nie net een kans in die lewe nie. Maar beslissende momente het kettingreaksies tot gevolg. Want het ek gekies vir 'n Netflix aand in steede van studie, het dit moontlik 'n gewoonte geword vir 'n volgende maklike uitkoms, en weer 'n makliker uitkoms, en so word dit 'n patroon vir die res van my lewe. 'n Maklike manier om raak te sien hoe hierdie beslissende momente my keuses bepaal, is om dit voor te stel as 'n deur waarby ek instap. Enkele deur. As ek by die steakhouse instap, weet ek wat ek gaan kry. As ek by 'n sushi-restaurant instap, gaan ek nie steak kry nie. Jy kan net bestel wat op die spyskaart is. Wanneer ek en 'n vriend mekaar sien vir 'n koffie, dan doen ons dit of hier in ons area, of ek ry natuurlik na daar waar hy woon. Die restaurant, die naaste aan sy huis, is 'n heerlike Duitse restaurantjie, wat die lekkerste Duitse geregte voorberei. Maar elke liewe een van daai geregte
is woes ongesond, gevul met gluten en suiker. Ons het doelbewuste besluit geneem om mekaar nie by daardie restaurantjie te kry nie, want die keuse is eintlik vooraf bestem. En dit is die beslissende momente wat ons gewoontes bepaal. Gewoontes is nie die eindpunt nie, dis die beginpunt. Dis die aansluitingspunt by 'n hoofweg. Ek wil 'n laaste voorbeeld gebruik. As ek soggens stil raak, en ek bid vir die dag wat voorlê, ek vra die Here om vir my wysheid te gee en rustigheid, bepaal dit direk met watter gesindheid ek in my voertuig ry. Wanneer iemand voor my injaag of toeterblaas of handgebare wys, dan glimlag ek net en sal selfs met 'n handgebaar net wys, goeiedag vir jou. Maar wanneer my dag sleg begin, omgekrap, en ek klim in my voertuig, en iemand ry dan voor my in of blaas toeter, is my reaksie heeltemal anders. En daardie reaksie is dikwels die verskil tussen 'n wonderlike dag en 'n kriminele rekord. Dit is die kettingreaksie wat ons gewoontes tot gevolg het. Ek deel vanoggend met julle 'n video met die tema How Wolves Change Rivers. Dis 'n absoluut fascinerende voorbeeld van wat genoem word trofiese kaskades. Dit is die effek wat 'n enkele spesies kan hê op 'n totale ekosisteem. En dit is 'n kragtige voorbeeld van hoe ons kerngewoontes 'n effek kan hê op ons hele lewensekosisteem. Hou wag oor jou gewoontes. Hulle word jou bestemming. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, wees genadig oor die mense van hierdie land. Môre is so 'n beslissende dag in die lewe van ons land. 'n Enkele moment wat 'n kettingreaksie vir ons almal het. Ons bid om U genade, ons bid om U redding. Vergewe tog die sondes van ons land, minagting vir U gebooie. Verlos ons van die trots waarmee ons mislei word en onsself mislei. Die vooroordeele wat ons land verskeur. Die haat wat ons vernietig. Ons bid vir leiers met wysheid, met geduld, met nederigheid, wat by U rigting vra vir die pad vorentoe. Here, mag U waarheid elkeen lei, 'n sin gee vir regverdigheid, gewetes aanspreek. Mag U liefde harte oopmaak, sodat ons in hierdie land U wil sal doen. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder. Let daarop dat daar môreoggend nie oordenking sal wees nie, maar DV weer donderdag en Vrydag.